welkom aan almal hier. Ons het nog besoekers hopelik nog. En dan ook herberg aan see en 'n voorspoedige nuwe jaar aan almal. Ek dink ons gaan ons voorsang begin. Ons eerste lied is lied 184 verse 1 tot 4. Lofsing die Here. Volgende lied is Vonk 314. Ons sing daar verse 1, 2, 3 en 5 vir die lewe elke oomblik. Amen.
volgende lied is lied 202 verse 1 tot 3, Prys om die Hemelvors. Ons volgende lied is lied 212 verse 1 tot 3. Loof die Heer, hy is goed. Lied sing ons 3 keer, lied 224, eers in Afrikaans, dan in Latijn, dan Afrikaans.
Ons laaste lied is lied 530, verse 1 tot 3, praat ek mense Engelse tale. Ons sê vir dankie vir die samesang. Baie dankie vir die heerlike samesang. Ek let nog een nota hier, so die diens word opgeneem en dan die wat selfone gebruik vir die Bybel, moet asseblief net die klank afsit. En dan hier is kerse, maar ek dink Dominee Ben Blom wat vir ons die diens gaan lei, gaan dit seker aansteek. Baie dankie. Dankie met ons. 'n Hartlike goeiemôre en hartlik welkom by hierdie eerste Sondag van 2026. Mag dit vir julle elkeen 'n besondere jaar wees, omdat ons soos ons hier begin in God se teenwoordigheid, dit beleef word, ongeag wat op elkeen van ons sou wag. En daarom sê ek welkom vir elke jong mens, elke kind, van die oudste tot die jongste, en ook daar by Herberg aan See wat by ons ingeskakel is, en dan soos wat Martiens gepraat het van die diens wat opgeneem word, ook vir hulle wat inskakel by hierdie diens en daarna gaan luister, en ook so in God se teenwoordigheid gaan wees, sê ons baie hartlik welkom. Nou, daar's twee name wat onder my aandag gebring is, wat ek ook onder julle aandag wil bring, en ek wil, soos wat Martiens dan ook gesê het, die kerse benut hiervoor. Die kers is maar 'n simbool om vir ons as 'n ware te herinner dat ons voorbidding doen vir 'n spesifieke saak of vir 'n spesifieke persoon. Nou die twee name wat ek hier het, wat ek graag wil hê dat ons, as ons hierdie kers aansteek en jy daarna kyk en herinner word dat ons aan Lorraine Gernshuis dink en ook aan Tony Holtzelsen, dat beide ook weer in die hospitaal is. Maar so ook ander mense wat ons van bewus is, wat ons nou nie by die naam noem nie. En dat ons aan mense dink wat die Here se naam aanroep vir genade.
En dan wil ek nog een ander kers aansteek. Die ander kerse los ek vir julle wat graag dalk 'n kers vir iemand of 'n saak sou wil aansteek, dat dit beskikbaar is. Ek gaan hierdie groot kers aansteek om daarmee te sê, kom ons herinner ons met hierdie kers simbolies daaraan dat dit gaan oor hom, Jesus Christus, ons Here. En daarom gaan ek ook vra dat as ons so bly sit, ons dan toetree tot hom in stilte met die lied 528, al 3 die verse, waarin ons vir hom vra, leer my Heer, u doel met my. U doel met my vir hierdie jaar in besonder. So kom ons word 'n oomblik net persoonlik stil en daarna gaan ons hierdie lied dan sing as 'n gebed terwyl ons bly sit sonder enige aankondiging. Ons hemelse Vader, Jesus Christus ons Here en ons Here Heilige Gees, uit U en deur U en tot U is alle dinge, ook ons lewe, ook hierdie erediens, ook hierdie nuwe jaar. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus ons Here, wat elkeen van ons se lewe wil vernuwe deur die kragtige werk van sy Gees tot eer van ons hemelse Vader. Kom ons maak ons danklied en ons gebed, lied 188, en dan in die eerste strofe dank ons hom
vir die jaar wat hy vir ons gegee het in 2025. En in die tweede strofe vertrou ons hom vir die jaar wat kom. En dan in die derde strofe aanbid ons hom as ons God. Ja, Here, soos hierdie seentjie kom ons ook in diep afhanklikheid na U as ons hemelse Vader. En ons wil U noem ons God tot in ewigheid. Here Jesus Christus, elke woord wat ons gesing het in hierdie lied, bedoel ons uit ons hart uit. Ons vertrou onsself aan U toe hier in die kerk, daar by Herberg aan See, daar waar mense ingeskakel is, ons buig in U heilige teenwoordigheid en ons aanbid U. Dankie dat ons saam met U die nuwe jaar kan tegemoet gaan, want met U sien ons kans vir alles, vir almal. Seën ons asseblief elkeen deur U Heilige Gees se krag. Seën ons met U genade en vergifnis. Seën ons met U wysheid en U liefde. Seën ons met U nabyheid. Ja, seën ons met U self. Laat ons in hierdie ontmoeting met U die waarheid van wie U is en van wie ons is opnuut weer besef. Soos wat ons met die aanvang van ons ontmoeting met U dit dan ook gesê het, leer my U wil, leer my U doel met my, vorm my en maak my volgens U wil. Leer my U plan vir my vir hierdie jaar. Vul met U Gees hierdie breekbare kruik wat ons elkeen is,
sodat U vir ons in hierdie jaar, ongeag ons gebrokenheid en ons swakheid en ons krake, nuttig, bruikbaar kan wees vir U. Amen. Geliefdes, op die heel laaste bladsy van die Bybel vind ons 'n baie treffende selfbekendstelling van Jesus Christus. In Openbaring 22 vers 13. Daar maak Jesus homself bekend met die woorde deur te sê: Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Dit beskryf Jesus se identiteit. Die ek is, waaraan herinner dit u? Dit herinner ons aan Eksodus 3 vers 14 waar God homself bekend kom stel het aan Moses. Ek is wat ek is. Gaan sê vir Farao, ek is, het jou na hom gestuur. So hierdie woorde ek is herinner ons aan Jesus se godheid as hy dit sê. Hy is waarlik God wat ons in hierdie tyd kon vier, sy menswording. God met ons. En dan verklaar hy verder, ek is die Alfa en die Omega. Soos wat jy die letters op die skerm sien ook, dit is die twee Griekse letters, die eerste letter in die Griekse alfabet en die laaste letter in die Griekse alfabet. Net terloops, is interessant dat die woord alfabet kom ook van die eerste twee Griekse letters. Alfa, beta. Alfabet. Dis wie Jesus vir ons wil wees. Hy is die A tot Z van alles, die inhoud. Hy omsluit alles met wie hy is. Die A tot Z van die lewe. En dan sê hy verder, ek is die eerste en die laaste. Wat beteken, as hy sê ek is die eerste, dat niemand is bo hom verhewe nie. Hy is oppermagtig. En as hy sê ek is die laaste, dan sê hy niemand volg my op nie, want ek is soewerein. In ander woorde, hy bepaal alles met sy oppergesag, met sy heerskappy. Ek is die begin en die einde. Die begin, die oorsprong van alles, is die beginpunt is by hom. Alles wat ek en jy sien in die skepping en beleef, is aan hom te danke, die feit dat ons na mekaar kan kyk. Hy is die begin van ons lewe en ook van ons geloofslewe. En as hy sê ek is die einde, dan is dit die einddoel van alles. Partykeer vra mense, nou waarheen is alles op pad? Waar gaan alles eindig? Die goeie nuus is by Jesus Christus. By sy ewige koninkryk en koningskap. Dis 'n goeie einde. So ons as gelowiges kan weet, waar gaan alles eindig? Hy is die einde van alles. En dis hoekom dit dan ook staan hier op die laaste bladsy van die Bybel, jou en my handleiding vir die lewe. Veral dan hier in die boek Openbaring, waar Jesus hom deur Openbaring kom openbaar het, wie hy is. Dan kom sê hy in hierdie hoofstuk, kyk, ek kom gou. 2 keer sê hy dit. En ek bring die loon saam met my, om vir elkeen te vergeld vir wat hy gedoen het. En dan gaan hierdie hele laaste hoofstuk oor hoe alles gaan afeindig, en dat ons niks mag byvoeg of weglaat van hierdie openbaring nie. Want hierdie selfbekendstelling van Jesus beskryf hom as die brandpunt, soos wat 'n mens die sonstrale met 'n vergrootglas op 'n brandpunt bymekaar bring en iets aan die brand steek daarmee, dit het krag en energie. So is Jesus dan ook hierdie brandpunt wat alles
bymekaar trek van sy openbaring in die boek Openbaring. Beskryf hom as die draaipunt, die wentelpunt, die middelpunt, soos wat al die planete dan om die son ook wentel. So is Jesus op 'n goddelike wyse die brandpunt, die wentelpunt, die kulminasiepunt van die hele boek Openbaring, van die hele Bybel. Soos wat Johannes in sy proloog sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God, en dan eindig Jesus en sê, ek is die begin en die einde. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is hierdie kulminasiepunt van die mensdom se geskiedenis, ja ook van jou en my lewensverhaal. En daarom is dit gepas, geliefdes, op die drempel van die nuwe jaar, met ons eerste Sondag hierdie jaar, om dan ook te kyk na hierdie openbaring van Jesus en daarop te fokus. Want dit is baie duidelik. Dit gaan ten alle tye oor hom. Van begin tot eind. Die A tot Z. Ons weet nie wat 2026 vir jou en vir my inhou nie. Maar ons weet wie 2026 vir ons inhou. Want hy is getrou van ewigheid tot ewigheid. Ons fokus dus nie op die nuwe jaar nie. Ons fokus op hom wat alles kom nuut maak. Dit sê die seisoene vir ons, maar dit sê die erediens ook vir ons, dat hy jou en my lewe wil kom nuut maak. Is dit nie wie Jesus is nie? Ons lewe behoort om hom te wentel. Moet oor hom gaan. Moet deur hom bepaal word. Daarom, geliefdes, 2026 is nie maar net 'n almanak vol datums nie. 2026 is God gegewe daad uit sy hand. God gegewe daad uit die ewigheid. Omdat hy van ewigheid tot ewigheid is, gee hy vir ons hier in die tyd, hier en nou, homself. Wie Jesus is. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hy is dit, of ons dit nou wil weet of nie. En daarom kom ons fokus hierop. Maar ek wil graag net fokus op een aspek daarvan, naamlik dat hy die Alfa is. Mag die Here gee dat ons nog die geleentheid kan kry om na die res intensief te gaan kyk, wat dit vir ons beteken dat hy Omega is, ensovoorts. Kom ons kyk na hierdie eerste letter van jou en my lewensalfabet. As Alfa van my en jou lewe, en ek wil dit baie prakties maak, nie abstrakt nie, dan bepaal hy wie ek is, wat ek besluit, hoe ek dink, en hoe ek my tyd gebruik. As Alfa van my lewe bepaal Jesus my identiteit, wie ek is. En dit beteken my identiteit begin nie by myself nie. Ons is so geneig om ons identiteit te definieer in onsself. Hoe ek oor my voel, hoe ek oor myself dink, ons selfbeeld met ander woorde. En ons is geneig om onsself te definieer in wat ons doen, ons beroep, of ons status, of ons titel, of ons posisie wat ons het, of wat ek bereik, wat ek doen, wat my sukses is, of dalk die omgekeerde, wie ek nie is nie, of wat ek nie bereik nie, of wat ek nie wil wees nie, of wat ek graag sou wil wees, maar kon dit nooit reg kry nie, op my mislukkings. As Jesus die Alfa van my lewe is, word my identiteit nie deur myself bepaal nie, maar deur hom.
En dis wat ek en jy as gelowige vanoggend opnuut in die begin van hierdie jaar moet besef. Soos wat Kolossense 1 vers 16 ook sê, alles is deur hom geskape. Ook ek en jy. En dan in die proloog van Johannes skryf hy in hoofstuk 1 vers 3, alles het deur hom tot stand gekom, ook ek en jy. Ons bestaan en lewe as gevolg van hom. Hy is die oorsprong van wie ek is. Deur hom word ek en is ek kind van God. Deur hom word en is ek 'n koningskind, omdat hy die koning is. 'n Prins en 'n prinses, liewe jong mens. My broer en suster in Jesus, ons is koningskinders. Hy is die oorsprong van wie ek is, want deur hom word en is ek nou ewige hemel eiendom. Ek is burger van sy koninkryk. Dis wie ek en jy is in hom. Deur hom word en is ek ook 'n tempel van sy Heilige Gees. En beleef ek die God met my. En beleef ek die God se krag ook deur my. Dis wie ons is. Dat Jesus die alfa van my lewe is, beteken prakties dat ek nie myself voortdurend hoef te bewys nie. Maar dat ek my waarde en my betekenis kry van hom, sonder dat ek en jy dit verdien. Paulus bely dit daar in 1 Korintiërs 15 vers 10, waar hy sê, deur die genade van God is ek wat ek is. Dat Jesus die alfa van my lewe is, beteken prakties verder, dat my lewe elke dag begin by wie hy is. Nie by dit wat ek van myself dink nie, nie by dit wat ek van myself dink, wat ek in hierdie dag moet doen, of regkry of vermag, of in hierdie week, of komende maand, of jaar nie. Maar dat my selfbeeld en my identiteit, oomblik na oomblik deur hom bepaal word, wie ek in hom is. Ek het vanoggend met die rooibos tee wat ek gemaak het ek 2 muntblaartjies gaan afpluk, om daarin te sit. En toe ruik ek die munt aan my vingerpunte. In aanraking met Jesus moet die munt die geur word wat my kenmerk. Hy bring bestendigheid en sekerheid oor wie ek is. Veral in 'n wêreld waar die identiteit deesdae op sy kop gekeer word, kan ek en jy kop hou met sy kroon. Want Psalm 103 vers 4 sê hy kroon my met sy liefde en ontferming, en so kan ek en jy hierdie jaar tegemoet gaan. Die tweede waarheid dat Jesus ons alfa is, bepaal my besluite. Dit beteken dat hy die eerste letter van my alfabet is, die verwysingspunt, die ABC van my besluite. Baie van ons het waarskynlik nuwejaarsvoornemens. Maar wat beteken dit prakties as Jesus die alfa is, as hy die alfa is van my voornemens? Wel, my eerste voorneme is, ek besluit om te besluit, hy is die eerste letter van my besluitneming. Om te vra, wat wil hy? Nie, wat wil ek nie. Ek leer om hom te raadpleeg. Wat sou hy sê, of wat sou hy doen in hierdie omstandigheid? Efesiërs 5 vers 10 beklemtoon dit as daar staan, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En dan net verder in vers 17 van Efesiërs 5, probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. So ek leer om hom te raadpleeg nog voor ek my besluite neem. Dit help my om my besluite te neem en dan sy seën daarop te bid. Wie was dan die eerste?
Ons raadpleeg hom. En as dit is wat hy vir ons in ons gedagtes en besluite vir ons gee om te neem, dan vra ons sy seën daarop. Met Jesus as die alfa van my lewe, verander ek my besluitnemings in hierdie jaar 2026 van selfbestuur na 'n vennootskap met hom. Van nie net my eie kop volg nie, maar ek volg Jesus. Dis wat disippelskap beteken. Disippelskap beteken ek is 'n leerling van hom, ek is 'n volgeling van hom. In die vroeë Christelike kerk het die gemeente 'n loflied oor Jesus gesing. Daar in Kolossense 1 vers 15 tot 20. En dan staan daar in vers 16, alles is deur hom en vir hom geskep. Vir hom. So as ek besluite neem waarmee ek skep, dan moet dit vir hom wees. Nie vir myself nie. En as dit vir hom is, sal ek uiteindelik in elk geval ook die genade en die heil daarvan ervaar. Want hy is lief vir my. Hy het sorg vir my. En dit bring vir my by die derde waarheid. As die alfa van my lewe bepaal Jesus hoe ek dink. My denkraamwerk. Baie van ons sien in prentjies die gloeilampie om te sê, maar dis nou my idee, dis my gedagte. Maar wie is daardie gloeilampie regtig? Hy is mos die lig, nie waar? Dit beteken hy word en is die beliggaaming van my denkraamwerk. As ek nou hierdie denkraamwerk letterlik wil vertolk, soos wat ons nou in Afrikaans spreekwoordelik dit daarna verwys as 'n raamwerk, dan wil ek sê ek sien in hierdie raam net een persoon. Hy is die sentrale persoon. Met ander woorde, ek dink oor Jesus as my denkraamwerk. Nie 'n klomp abstrakte reëls en regulasies en wette en voorskrifte nie. Hy is my raamwerk, die middelpunt. So my denkraamwerk is met ander woorde Christosentries. Baie keer as ek na 'n boodskap luister wat iemand bring, en vra ek myself af nou, waar is Jesus daarin? Want hy is die middelpunt van die Bybel en die boek Openbaring en van alles wat ons rondom ons sien en beleef. Ook van elke erediens, ook van elke woord wat verkondig word in sy naam. So ek vra my vrae en ek vind my antwoorde in Jesus Christus. Alles word in my verhouding tot hom bepaal. Die lewe. Hy is die lewe, die ewige lewe. Die dood, hy is die opstanding. Die waarheid, hy het gesê ek is die weg en die waarheid en die lewe. In my lyding, hy ken lyding, hy het dit oorwin. In my hartseer, in my vreugde, vind julle vreugde in hom. Verbly julle in die Here. In my stryd, Paulus sê ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. In my sonde, hy is my vergifnis en versoening. Hy is my verlossing. Hy is my inspirasie om my dankbaarheid vir hom te leef. Hy is my sukses. So alles in verhouding tot hom, maak dit vir u sin. Byvoorbeeld as Paulus daar in Filippense 4 vers 8 sê, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Weet jy, wie sien ek in hierdie beskrywing as Paulus sê ons moet ons gedagtes hier op hierdie dinge rig? Beskrywing van wie Jesus is. Hy is waar, hy is edel, hy is reg, hy is rein, hy is mooi, ensovoorts. Prakties beteken dit, hy bepaal my denkprosesse deur sy woord en deur sy gees. Ek vra heel eerste nie wat werk of wat voel reg nie. Ek vra wat weerspieël die hart van Jesus.
Wat weerspieël sy gesindheid, sy karakter? En die Heilige Gees help my. En sy woord help my om te weet hoe ons moet dink. Soos daar in Galasiërs 5 vers 22 en 23 die vrug van die Gees beskryf word. Woon Jesus deur sy Gees in my en kom help hy my om nederig te wees in plaas van self geregverdig. Help hy my om vriendelik te wees in plaas van onbeskof. Help hy my om vrede te hê in plaas daarvan dat ek angs en kommer het. Help hy my om lief te hê in plaas van om te vergeld. Help hy my om getrou te wees in plaas van onderduims. Help hy my om goedhartig te wees in plaas van selfsugtig. Help hy my om geduldig te wees in plaas daarvan dat ek geheeltyd net kritiek uitoefen en veroordeel. Help hy my om selfbeheersing aan die dag te lê in plaas van uitbarstings en geïrriteerdheid. Met Jesus as die alfa van my denke word my lewe 'n erediens. Diens tot sy eer. Dit vorm my aanbidding deurlopend. 'n Erediens is nie net hierdie geleentheid waar ons nou bymekaar is, maar as ons hier uitstap, gaan die erediens voort in 2026. Hiervoor kry ons die hele jaar om hom te aanbid, om op hom te fokus. Dit bring vir my by die laaste waarheid. Hoe gebruik ons tyd? As die alfa van my lewe bepaal Jesus my tydsbesteding. Dit beteken my eerste prioriteit is hy. Nie op 'n wettiese wyse nie, maar op 'n ordende wyse. Byvoorbeeld om my dag bewustelik te begin en daarin te dink hy is met my. Hy is by my. En mens sukkel partykeer, jy merk myself, want my gedagtes loop in baie rigtings. As ek begin koffie maak of tee maak in die oggend, dan is jou gedagtes daarby, of die volgende ding wat jy gaan doen, of wat ook al. Maar kom ons help onsself deur te sê, koffie. A vir alfa. Of kyk die see en die berge. Die alfa wat dit gemaak het. Kom ons herinner onsself, kom ons kry 'n hulpmiddel wat dit dan betref, fisies, konkreet. Net om vir jou en vir my ons aandag op hom te vestig, totdat dit deel is van ons lewe. Dalk is dit al reeds deel van jou lewe, dan is dit wonderlik. So ek laat hom toe, om die tempo en die lewensritme te kom bepaal. My eerste groot voorneme maak ek 'n besluit wat ek van hom ontvang, 'n offergawe vir hom. Nie soos die wêreld wat met sy geweldige tempo van gejaagdheid, dolle gejaag en materialisme vir my wil kom oorneem en kaap nie. Ons begroot ons finansies baie mooi tot op die rand of die sent. Kom ons doen dit ook met ons tyd. Ons begroot dit vir hom. En ons leef in hierdie totale afhanklikheid van dag tot dag, van kalenderdatum tot kalenderdatum, van oomblik tot oomblik met hom, vir hom. Elke asemhaling en hartklop, uit hom, deur hom, tot hom. Kom ons begroot en beplan ons tyd van hierdie jaar volgens sy dagboek, volgens sy kalender. En weet jy wat staan daar? DV, Deo volente, as die Here wil in ons lewe. Elke sekonde, elke asemteug, 'n genadegeskenk vir jou en vir my hierdie jaar. Kom ons gebruik dit om hom te eer. Ek wil dit saamvat. Geliefdes, as Jesus die alfa van ons lewens is, sien ons onsself anders.
Dink ons anders wanneer ons besluite neem. Begin ons dag anders as die wêreld. Vertrou ons ook anders as dit storms is wat losbreek in die wêreld. Wanneer ek en jy nie meer beheer het nie, dan vertrou ons ook anders. Om te bely dat Jesus die alfa is van jou en my lewe, beteken die lewe begin nie by my nie. Begin nie by my vrae of my vrese nie, begin nie by my vermoëns nie, maar by hom. Jesus Christus, ons Here, eienaar, seggenskap. Fokus op hom. Al vergeet jy alles wat ons nou tot hiertoe in ons ontmoeting met hom uit sy heilige woord ook net rondom die woord alfa kom duidelik maak het. Onthou dit, om op hom te fokus. Mag dit daarom vir jou 'n geseënde jaar wees, omdat jy en ek op hom fokus. Ek wil hê ons moet afsluit met hierdie Christelike lied uit die vroeë kerk, wat hulle gesing het, daar in Kolossense 1 vers 15 tot 20. Ons gaan dit nie sing nie, maar ons gaan dit hardop bely wie Jesus is. Kom ons doen dit staande. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die hemel inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Amen. Kom ons dien hom met ons offergawe as simbool dat ons op hom fokus.
Geliefdes, kom ons wy hierdie offergawes wat ons gebring het, maar ook ons as lewende offers aan hom toe. En dan sing ons staande hierdie toewydingsgebed in lied 308 al 5 verse. Wonderlike voorreg om in hierdie erediens in die begin van die jaar dan ook sy seun bidend te kan toeëien. Hy die alfa van jou lewe is bokant jou om jou te seën. En hy's langs jou om jou by die hand te neem en hierdie jaar saam met jou te stap. En hy's agter jou om die aanslae van die bose wat dit wil verongeluk af te weer. Hy's voor jou. Volg hom as sy disipel. Dat hy die alfa is van jou besluite en die pad wat jy loop. Hy's rondom jou om jou vas te hou met sy ewige liefde. En hy's onder jou om jou te dra. As jy mag struikel en val of die pad is vir jou te swaar. Hy's in jou deur sy Heilige Gees. So seën ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees vir julle elkeen.